You've heard of him, but have you really met him? More than just a force, more than just a feeling, but a person, present, powerful, alive. I will ask the Father, and he will give you another advocate who will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. The Spirit gives power, love, and healing. The Holy Spirit is not a stranger, but a familiar presence you've been longing to know. Nou, dis vanaand vir my baie lekker om saam met julle te kan wees en saam met julle om die woord te kan kuier. Nou as ek vir jou vra, wat kom by jou op as ons praat van water? Wat dink jy van water? Dan dink ons by onsself, daar's niks so lekker soos 'n warm stort nie en niks so sleg soos koue water. As jy vermoed, jy gaan lekker warm stort nie. Val in die tyd waarin ons nou is, kom ek agter by my huis, as Marco klaar gestort het, dan kan die res van ons nie stort nie. Dis net amazing en dan sal hy altyd ook sê, maar Jesus pa, ek het nie eers lank gestort nie. Maar jy loop in die badkamer in en jy moet deur die wolke van die stoom loop en daar's nie vir jou enigsins warm water nie. Maar saam met dit bring water ook die idee van verkoeling en lekker koel in 'n warm somersdag as jy in 'n swembad duik. Dit bring ook verfrissing en water is uitsonderlik belangrik vir jou en my. NB vir 'n goeie gesonde lewe. Ons dink baie keer ons hydreer genoeg want ons drink Monster en ons drink koffie en ons drink Coca-Cola en al hierdie goeters. Maar het jy geweet jy kan al daai goed drink en jy kan 4 liter 'n dag van dit drink en jy kan nog steeds dehydreer want net water kan jou versadig. En as ons dink aan hierdie idee van water, dan word die Heilige Gees vir ons in hierdie metafoor as water voorgestel. En vanaand wil ek met julle gesels oor die bekende vreemdeling wat riviere van lewende water in jou en my lewe na vore bring. As ek jou vra vanaand en jy konfronteer met die vraag, hoe kan ek en jy meer drink geestelik van die Heilige Gees sodat ons nie geestelik droog hoef te word nie of gedehydreer hoef te word nie? Party van ons is wantrouerig en onseker. Hoe kan ons die vraag beantwoord, hoekom lyk dit asof sommige Christene die Gees meer ervaar as ander? Het jy dit al gehoor? Jesus, jy moet 'n wit broodjie wees van die Here, want hy praat baie harder met jou as met my. As daar iemand is wat 'n profesie kry, is dit altyd jy. As daar 'n woord van wysheid is dit altyd jy. Waarom werk die Heilige Gees nie so met my nie? En dalk vir die van ons wat glad nie weet nie of glad nie verstaan nie. Wat beteken dit dat die Gees soos water in my lewe is? Vanaand wil ek begin deur onomwonde te sê, die Heilige Gees versadig. Niks anders kan jou en my op die plek bring waar ons versadig voel en niks anders kan die diepste verlange in ons lewens werklik les nie. Jy kan met mense gaan praat wat alles in die wêreld het, 24 karre, 45 huise, 12 plase en 'n jet wat hulle oor die hele wêreld rondvlieg en hulle sal met jou sit en praat en sê, ek het alles, maar ek het niks. Want net die Here, deur sy Gees, kan werklike vervulling bring. Jy sien, die Gees vervul nie net nie, maar die hele idee van die Gees is dat hy in jou en my oorloop, want die van ons wat hom ontvang het, word dan weer bronne van lewe en bronne van water verander. Die Gees kom in jou en my lewe en hy kom verander ons. Want waar die Gees vloei, waar water vloei, is daar strome van lewe. En ons gaan nou kyk in die profesie van Esegiel, hierdie prentjie wat hy kry oor die tempel en hierdie water wat uit die tempel uitvloei, is 'n wysiging of 'n verwysing na jou en my lewe. Wat die tempel is en wat hierdie water weer moet voorgee. Ons kan net
tot een waarheid kom. Wil dit weer sê, die Gees versadig jou en my. Nou Johannes 16 vers 12 tot 15, en ek gaan probeer om nie lang te wees of te ingewikkeld te wees nie. In vers 12 kom hy en hy begin sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp of verstaan nie. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself afkom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat hy gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Nou ek weet nie van julle nie, maar een van my gunstelinge boeke in die Nuwe Testament is seker Handelinge. Handelinge wat die kragtige werking, die bonatuurlike krag, in soveel stories laat deursyfer, nê. Sy teenwoordigheid wat gewone mense op wonderbaarlike maniere, sal ek nou so oor my tong struikel vanaand, op wonderbaarlike maniere in hulle, maar ook deur hulle werk. Maar dit is ook vol lyding. Jy kan dit gaan lees in Handelinge. Daar's die goeie stories, maar daar's ook die pyn, daar's ook die lyding, daar's ook die verwarring. En vanaand wil ek jou 'n bietjie vertroue gee. Wil ek jou bietjie, as ek dit so kan uitstel, 'n break gee. Hoe sê hulle? Take a break, eat a KitKat. Want baie keer in ons lewe voel ons, as ons deur verwarring gaan, of ons gaan deur seisoene van onsekerheid, dat daar fout is, maar die storielyne in die skrif is baie duidelik om te sien, mense gaan deur moeilike dinge. Maar hier's die waarheid vir jou en my. Die werklikheid van 'n gebroke wêreld word die pen wat die Here in jou en my lewe skryf om die asemrowendheid van sy volheid, sy goedheid en sy guns in ons lewens te kan tentoonstel. Maar iewers het daar hierdie valse skeiding tussen die hart van die Here en die krag van die Here gekom, asof sy teenwoordigheid 'n dowwe saal is, waar daar net geïnspireerde mense sit. Amper die idee, dis 'n motor wat in verkeer vas staan sonder 'n moeilike reis. Ek wil dit vanaand onomwonde sê, ek en jy is herstel en gered deur 'n Here van volmaakte liefde. En die storielyn van sy verlossing, van sy herstel, is iets om te aanskou. Ek dink dit is so groot, ons kan dit eintlik nie beleef nie. Maar hier is die realiteit, ons het almal onvoltooide stories. En in daai onvoltooide storie, mag daar dalk pyn wees. Kan pyn sigbaar word, meer as die herstel. En waar lyding soms dieper voel, as hierdie redding wat ek kan deel het. En dis so mooi, wanneer hierdie illustrasie, die Bybelse skrywers die beeld van water gebruik, om die Heilige Gees as die persoon en die water voor te stel. Jy sien, dit bring twee dinge saam wat ons dikwels wil skei. Eerlike erkenning van die wêreld se pyn, se gebrokenheid, en die onwrikbare hoop in 'n verlosser, wat selfs in die donkerste plekke werk. Nou ek het die voorreg gehad om vir amper 2 jaar in Upington te bly. Ek was die pastor daar van 'n gemeente. Nou ek weet nie wie van julle was al in Upington nie, is daar enigiemand wat al daar was? So 'n paar. Ongelooflike mooi plek, ek meen die Oranje rivier hardloop deur hom. Maar as jy nou by die laaste afdraai, Olifantshoek afdraai, toe ons sien toe gaan en ons daar na die pad ry, toe dink ek, Here, wat het ek gedoen om my vrou hiernatoe te bring? Dis 180 km van Olifantshoek tot in Upington, 180 km woestyn. Woestyn. Dan ry jy deur Upington, aan die ander kant van hom uit weer is dit woestyn. Die poskode in Upington is 8800, 88 vir die hitte, en 00 vir die koue in die winter. Daar's net een ding tussen Upington en die hel, dis 'n sifdraad, dis al.
Ek het 'n ligversorger gehad in die kamer. Al wat hy gedoen het, is hy het geys aan die buitekant en die hitte gesirkuleer. Maar dan kom jy oor daai laaste bultjie van Olifantshoek af en jy ry in hierdie paradys in. Het julle geweet Appington per capita per hektaar haal meer druiwe wingerd af vir wyn as die hele Stellenbosch Kaapse provinsie? Het julle dit geweet? Ons dink die goeie wyn kom van die Kaap af. Die son en die tekstuur van die grond en die goed daar. Ons kry nie baie van daai wyn nie, want dit word alles uitgevoer. Maar as jy ooit 'n bottel van Oranje Kelders in die hande kan kry, ek wil vir jou sê, dis wit goud, hoor. En dis hierdie ongenaakbare wêreld waar 'n skaap, een skaap op 100 hektaar wei. En daar's nie weiding nie. Dan kom daar uit hierdie pyn 'n reënby. En binne 2 dae is die veld groen. Binne 2 dae. Die water, die reën het die potensiaal om uit die grootste woestyn, uit die grootste krisis, uit die grootste soeke 'n groen paradys voor te bring. En dan net so rukkie as die son weer neerbuil, dan is daar weer hierdie pyn tot dit weer reën kom. Die Heilige Gees se water natuur, se werking in jou en my bring lig en oorvloed en oase in die droogste en donkerste plekke. Jy sien, as 'n mens net gaan kyk na die Heilige Gees in die skepping, Genesis 1 vers 1 tot 2 sê die skrif baie duidelik, in die begin toe die Here die hemel en aarde geskaap het, was die aarde woes en leeg, en duisternis het geheers, maar die Heilige Gees, die Gees van God, het gesweef oor die waters. Onthou, die waters was amper 'n simbool in die ooste, dat dit nie 'n rustige stroompie was wat gekabbel het nie. Die waters was woes. Die waters was 'n simbool van chaos. So die beeld, die see, as jy saam met my daaraan wil dink, was amper 'n beeld van wanorde en chaos. Daarom die beskrywing in Genesis 1, dat die wêreld woes en leeg was en alles was in chaos. 'n Parafrase van Genesis 1 sê die volgende. Hy sê, in die begin sweef die Heilige Gees oor die chaos. Wag hy. En wanneer die Vader spreek, raak die Gees die chaos aan. En skielik is daar orde. Die Heilige Gees doen presies dieselfde in jou en my lewe. Voor ek en jy ingestel, herstel is met die Here, is jou en my lewe, maak nie saak watter uitdrukking hy het nie, maak nie saak hoe goed ek dink ek leef nie, is ons lewe in chaos, want ons lewe nie volgens ons oorspronklike manier van leef nie. En iewers in jou en my lewe, is dit nodig dat 'n woord gespreek moet word, sodat orde kan kom, want orde kan net bepaal word en geleef word as ek en jy herstel is in ons verhouding met die Here. In Genesis, toe hy chaos aanraak, het lig duisternis geskei. Land word van die see geskei. En in jou en my lewe word reg van verkeerd geskei. Waar daar verwarring was, disfunksie en wanorde, is daar nou vreugde, verwondering, hoop en lewe. Daar stot in die tuin, gaan lees dit, nie net hierdie magtige, mooi, groot vrugtebome nie, maar ook 'n stroom, wat alles benat en bevrug in die tuin. God het die waters van chaos gekanaliseer in 'n stroom wat lewe bring, binne in die tuin waar die mense was. En Esegiel gebruik hierdie beeld, as 'n mens dink in konteks van hoe hy dit uitbeeld. Hierdie belofte van hierdie water wat vloei is duidelik sigbaar. Esegiel het 'n visioen gehad van 'n rivier wat vanuit die tempel vloei. Nou ek het gaan kyk en Elrie het my gehelp om 'n dingetjie te kry en ek wou dit vanaand met vir julle wys, maar dit nie so uitgewerk nie. Esegiel het hierdie visioen van die tempel. Nou ek wil hê jy moet saam met my dink, hierdie kerk, hierdie groot gebou, hierdie tempel. En jy kom aangestap by hierdie tempel en ewe skielik begin daar 'n bietjie water loop. En hoe meer hierdie water loop en momentum kry,
hoe groter word hierdie stroompie, totdat dit 'n magtige rivier word, wat in 'n oostelike rigting vloei. Nou dis interessant, hoekom hy sê oos. Ek weet nie of hier enige stadsbeplanners is vanaand nie. Maar het julle geweet, elke stad of dorp groei waar? In die ooste. In die ooste. Ek weet nie of hulle dit uit die Bybel uit gekry het nie. Maar 'n stad groei in 'n oostelike rigting. So hierdie is baie, as ek die woordjie kan gebruik, profound. Want vandag nog, as ons stede en dinge wil uitbrei, dan gaan ons altyd na die ooste toe. Ek onthou 'n paar jaar terug, toe ek in die ooste van Pretoria was Solomon Mhlanga amper die uitstede van Pretoria aan daai kant. Hoewel jy aan die voorkant geboue was dit nie so toebebou nie. Dit is crazy hoe ver hulle uitgebou het al daar. Ek weet nie hoeveel van julle kom daai kant nie, want hy groei en hy bly ontwikkel. So uit hierdie prentjie van hierdie tempel waar hierdie stroompie begin vloei en dit word 'n magtige rivier. Die rivier wat oosvloei beteken, hierdie belofte van nuwe waters, vars waters wat vir ons vloei en deur ons vloei, is vir almal wat chaos beleef. In Esegiel 47 vers 6 tot 12 bring hy hierdie hele ding en hy bring dit na voor en hy sê, ons sien hoe die rivier lewe bring oral waar dit vloei. Hoor gou hier ouens, in sy visioen sien hy hierdie rivier in die ooste vloei na 'n see toe waar daar nie lewe is nie. Langs hierdie rivier waar hy vloei, begin daar oral lewe voortkom. Groengras, diere begin leef, en toe hy in daai dooie see, dam, wat ook al jy dit wil noem, invloei, is daar onmiddellike lewe in daai dooie spasie. Wil julle moet hierdie visioen vanaand snap? Want in Johannes se evangelie lees ons die volgende, hy sê, ek sal my gees uitstort, en dit sal wees soos 'n onstuitbare stroom van lewe en vrede. Hierdie woorde is vir jou en my 'n toekomstige visioen, maar ook 'n uitnodiging. Dink gou saam met my as jy bietjie in die Ou Testament al gelees het. Tydens die loofhuttefees het priesters water uit 'n bron vanuit die tempel gedra en dit oor die trappe gegooi, om hulle te herinner aan die visioen van Esegiel, as 'n voorstelling van hierdie rivier wat uit die tempel uit sal vloei. Maar hulle prentjie was dat die tempel altyd die bron sal wees. Maar Christus se plan van die begin af is dat ek en jy 'n geestelike tempel sal word, en dat die strome van lewe wat sy Heilige Gees werking in jou en my is, die waterbron sal word, en oral waar ons beweeg, hierdie waterbron deur ons sal toelaat om te vloei, en waar ons is, sal lewe begin kom, selfs in die donkerste, dooierste plekke, waar daar geen lewe is nie, lewe sal voortkom. Ek en jy word hierdie geestelike tempel. En ek en jy word die rivier van water. En dis presies wat Johannes 7, vers 37 sê. Hy sê, jy en ek, almal wat dors is, kom na my toe. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n begeerte dat sy lewende strome oral waar ek gaan, lewe sal bring. Ek herinner my aan 'n liedjie wat ons in die kerk gesing het, elke plek waar ek my voet neersit, dit gee die Here vir my. En dis lekker om hierdie goed te sing, en ons sing hierdie waarhede, en ons sing hierdie beloftes, maar is dit die realiteit? Of word ons soos die tempelpriesters, en ons gooi 'n bietjie water uit, en ons sê, Jesus, dankie Here vir hierdie belofte. Terwyl ek en jy met die grootste energizer sit, wat al reeds alles vir ons gegee het. Kom ek vra jou so 'n vraag. As jy die beste inverter het by jou huis, en jy het 14 batterye, en jy kan die hele dorp elektrisiteit gee, en Eskom gaan uit, gaan jy jou inverter afhou?
En daar in die donker sit saam met al die ander mense in harties. En jy het ook nie water nie, en jy het nie krag nie, en jy kan niks laai nie. Of gaan jy die inverter gebruik? Enige antwoord, wie gaan hom gebruik of wie gaan hom los? Gaan jy hom gebruik? Dis mos koekoe as jy hom nie gebruik nie. Die lig is aan, maar niemands by die huis nie, nê? Die huisbak gaan tot bo, maar die deure maak nie oop nie. Waarom lewe ons 'n lewe waar die waterstrome deur my en jou wil vloei en ons hou dit terug? Here, hier so 'n bietjie watertjies, hier so ons herinner ons net aan die belofte. Eendag gaan ons reg wees en hier gaan ons kan gebruik. En daai water stoot op. En daai water stoot op. En daai water vra, maak die sluise oop. Maak die sluise oop. Jy sien die uitnodiging. Jesus kom en hy maak 2 uitnodigings. Hy sê, is jy dors? Wie van julle is dors vir die werking van die Heilige Gees in jou lewe? Al wat jy en ek moet doen, is kom na my toe. Kom na my toe. Kom na my toe beteken nie, gaan op 'n eiland en gaan vas vir 40 dae. En as jy nog leef, kom terug na my toe nie. Sien wat dit beteken nie? Hy sê, kom in jou eenvoud, kom soos jy is, kom met jou vooropgestelde idees, kom met jou kerktradisie, kom met hoe jy lyk, kom met hoe jy aangetrek is, kom met jou foute, kom soos jy is, want as jy dors het, gaan ek jou nie 'n vraag vra oor jou kerkagtergrond nie, ek gaan jou nie 'n vraag vra oor jou politiek nie, ek gaan jou nie 'n vraag vra oor jou ingesteldheid met mense, en oor hoe jy dink oor mense, en verskillende groepe nie. Ek gaan jou vra, wil jy ietsie drink? En ek gaan vir jou ietsie gee om te drink. Want ek is die rivier waarna jy soek. En die tweede ding wat ek jou gaan vra is die uitnodiging om te word. Die eerste een is die uitnodiging om te kom en die tweede een is om te word. Almal wat na my toe kom, sal self 'n bron word. Lewende water sal uit hulle vloei. Segiel se prentjie, sê die prentjie dat as jy kom en die water vloei, gaan jy versadig word. Maar saam met dit die uitnodiging is dat hierdie versadiging nie net vir jou is nie, maar die versadiging om ander te versadig. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is verskriklik lief daarvoor om kos te maak. En daar's vir my niks so lekker as ek 'n nuwe ding ontdek het, om dan daai kos te maak en mense te nooi en hulle reaksie dan te sien of hulle agterkom wat in daai kos is. Ek wil net vir julle een ding sê en julle kan my nou hoor vanaand. 'n Blok roomkaas is jou vriend. Sê dit saam met my, ja. Maar nie om so te eet nie. Jy kry nou vir jou 'n lekker sampioene en dan gaan koop jy by Woolies, né? Hulle het so 'n boksie met 'n chili, gemmer, turmeric, maar regte turmeric. En dan wat is daai ander ding? Maar in elk geval jy gaan koop hom en gaan kry nou vir jou 'n lekker stuk fillet vleis. Jy sny hom in sulke reepies. Dan braai hom nou saam met daai goed. Oor die ander ding is knoffel natuurlik. Jy moet knoffel hê. Jy kan nie knoffel hê nie. Dan braai nou hierdie vleis lekker saam. Dan gooi jy omtrent 'n liter room in dit. Laat jy dit nou saggies sprit. En dan as daai room half lyk of hy wil begin dik raak, 'n hele blok van daai kaas daarin. 'n hele blok. Dan gooi jy 'n bietjie van jou ander spices, kyk, jy moet swart peper kry en 'n klomp goed. Ek wil nou nie honger maak nie. Maar as hy dan nou lekker lyk of hy wil begin taaierig raak, dan gooi jy nou jou pasta daarin. Dan eet jy tot jy lê en as jy klaar lê, dan eet jy verder en dit wat jy nie kan klaar eet nie, gooi jy in 'n blender en jy drink dit want jy wil dit nie mors nie. Dis heerlik. Maar ek nooi mense want ek wil hê hulle moet dit beleef. Ek wil hê mense moet dit proe. En dis vir my lekker as mense sê, luister, wat is daai ding in die agterkant van my palet? Dis ietsie wat ek nie, jy het 'n goeie smaakpalet. En dan kan ek vir hulle sê, wat is daai? Want jy moet mos altyd net ietsie interessant sê, nê? Die uitnodiging aan jou en my is, jy het my reeds ontvang. My water is in jou. Ek nooi jou om te word. Ek nooi jou om te word.
Jy sien, alles wat Esegiel in sy rivier gesien het Jesus geword. Jesus het gekom na die wat verlore was. En hy nooi jou en my om vissers van mense te word. Hy het die honger gevoed en die siekes genees. Hy het lewe gebring waar ook hy was, waar daar dood was. En sy prentjie van sy kerk was nooit net 'n plek waar mense by mekaar kom en 'n paar liedjies sing en 'n tikkie gee en daar gat ons weer en ons is in ons holy huddle nie. Sy idee van die kerk was 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar daar geen meer see is nie. En wanneer hy praat van hierdie see, is dit 'n prentjie van chaos, nie van 'n fisiese see nie, 'n plek wat herstel is in verhouding met hom. Hy wou nooit die oseaan vernietig nie, hy wil die chaos adresseer, die pyn en lyding finaal laat verdwyn. Sien hy weer hier die rivier van water, van lewe, wat uit sy troon uitvloei. Hierdie, as 'n mens dit lees in Openbaring 21:22, die water wat uit sy troon vloei, is dieselfde rivier wat na verwys word in die tuin van Eden. Dieselfde rivier wat uit Esegiel se visioen kom. Dieselfde een wat Jesus sê, hierdie strome van lewende water, die Heilige Gees wat deur jou en my vloei. Ek wil vanaand vir julle sê, die uitnodiging aan jou en my, en met dit wil ek begin saamvat, is 'n uitnodiging om te kom. Jy sien, baie van ons bestudeer die geskiedenis van die Here. En ons lees die Bybel met 'n geskiedenis uitkyk. En hoeveel van ons ken dalk mense, dalk is jy al so 'n persoon gewees, en dan sê ons baie keer, omdat ons nie kan verduidelik hoekom wonderwerke nie meer gebeur nie, hoekom water nie meer in wyn verander nie, die Heilige Gees werk nie meer so nie. Het julle dit al gehoor? Dis Ou Testamenties, dis nie meer die waarheid nie. Dalk is dit net dat ons nie meer kom nie. Dalk is dit omdat ons met 'n geskiedenis perspektief kyk. Dalk is dit omdat ons nie meer die ervaring verwag nie. My jongste seun het gister verjaar en my ma verjaar môre. Nou bel sy my Vrydag aand met so langerig geskimp. So wat doen julle Saterdag? Ek sê ek's nie seker nie, hoekom hom? Nee, sy het nou maar net gewonder want Marco verjaar en ek verjaar Maandag. So nou weet ek eintlik sy wil kuier want sy verjaar Maandag. Nou sê ek, ma, julle is welkom om koffie te kom drink Saterdagoggend 10:30. Ek sê vir my ma 10:30. My vrou het 'n lang week gehad, so sy wou net vir 'n bietjie in haar pyjamas wees. So ek reël vir 10:30. En ek sit op die bank langs my vrou terwyl ek met haar praat en so gebeur het, ons staan toe op, ons gaan deur die oggend en ek sê toe vir Sunay op 'n stadium, vir ons lekker koffie gemaak, ek gaan gou die koppies in die goed was, gaan stort jy so lank, dan sal ek gaan stort. Volgende oomblik kom Sunay uit die kamer uit. Nou die van julle dames wat weet, as jy lang hare het, en daai hare is nog nie geblaas nie, jy voel nogal nie gemaklik nie, nê? En my vrou is in haar tweede draai van haar borsel, hare is nog nat en sy sê, jou ma bel, ek hoop nie sy is by die hek nie. Dis 10:00. Nou antwoord my vrou, dan sê sy, o, is ma hulle hierso? Nou vat ek die foon, nou sê ek, ma, my vrou blaas nog hare. Jy staan nou hier, ek het nog nie eens gestort nie, ek het julle ook nie eens soort, ons het gesê 10:30. Nou sê sy, nee, jy het gesê 10:00. Nou sê ek, ma, ek het gesê 10:30. En dis 'n oomblik van chaos. Sy kom in, het vat my 1 halfuur om net te kalmeer, in die sin van die saak, want ek voel nogal, ek dink nie ek is OCD nie, ek weet nie. Maar ek wil graag hê dat as mense in my teenwoordigheid kom, en jy stap in my huis in, elke dingetjie is op sy plek, elke ding is netjies. Nou moet ek hier deur hardloop, ek voel nie gemaklik nie. Maar die behoefte van my ma was nie om die beste te beleef nie. Dit was om te voel
dat daar 'n plek is waar sy kan wees. En daar's 'n paar uitdagings met my ma en ek sê na die tyd vir my pa, ek wil nie vir jou sê, pa, ek bid baie vir jou, want jou vlak van geduld, ek weet nie. Toe ons uitloop, ons het toe op 'n stadium vinnig Mug and Bean toe gegaan en ek wou vinnig iets gaan kyk het net by Mr. Price Home. Sy wou niks doen nie. Ek wou 2 minute ingaan, sy het my arme pa daarin vir 'n uur. Toe beweeg hulle aan, ek wou iets by Dischem koop, toe gaan hulle Dischem toe. Ons het op 'n stadium hulle daar gegroet en ek het hom 'n uur later gebel, toe sê hy, ons is nou op pad huis toe. En môre onthou sy dit nie eers nie. Sy is aan die begin van so 'n paar goedjies. Ons probeer, en dis die punt wat ek wil maak, ons probeer die chaos bestuur. Ek het in daai oomblik probeer om hierdie chaos te bestuur. Eerder as om toe te laat, dat die rivier die chaos adresseer. 'n Stil woord, 'n sagte woord. Kon net gesê het, ons is nog nie reg vir julle nie, sit op die bank so lank. Ontspan, laat die hondjies julle oplek en vreet, ons is nou by julle. Die Here het ons uitgenooi om eerstens die chaos in ons lewe te adresseer. Ons is nie genooi om na die rivier te kyk nie. Ons is genooi om daarin te swem. 'n Positiewe uitkyk alleen kan jou en my deur ons gewone dae help. Maar dit kan ons nie genees nie, wanneer chaos jou oorweldig het nie. Net die een wat oorspronklike chaos aangespreek het, kan orde skep in ons chaos. Het dit al vir jou gevoel of dinge buite beheer is? En jy probeer alles om dit aan te spreek. Hy is die een wat die stilte bring. En die tweede deel van dit wat ek vanaand by jou wil los, ek het dit al genoem, maar ek wil by jou pleit, is om die uitnodiging om te word. Strome van lewende waters sal uit jou vloei. Want jy en ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Met hierdie wil ek afsluit. Baie van julle het dit al gedoen. Ek weet nie meer hoe veilig is dit nie. Maar toe ek 'n jong man was, ek dink ek was net uit matriek uit, het ons eendag Tafelberg geklim. Jy klim hom op en dan kom jy met die kabelkarretjies later af. En ons het 'n ou gehad wat ons gevat het wat die roetes geken het en hier en daar het ons afgewyk van hom. Maar ek onthou altyd en dit bly my by, die varsste waterstroomppies wat in daai berg hardloop. En daai water proe net anders. Wie weet waarvan ek praat? Proe net anders. En wanneer jy daai water drink, ek weet nie of dit die skoonheid van die klippe is in die natuur nie en die suurstofinhoud van dit nie, maar dit verfris jou en jy het krag en jy het nuwe rigting en jy klim daai berg tot die volgende ene, waar dit amper vir jou voel, heerlikheid, moes ons nie al bo gewees het nie, is ons nog op die regte pad. Dis wie Christus en die Heilige Gees is in jou lewe. Hy bring jou na die waters toe, maar ek en jy kan by die water kom en ons kan kies om nie die water te drink nie. Hy's in jou en my en elke dag klop hy by jou en my en sê, hallo, ek's hier, gaan jy vandag interaksie met my hê? En daai interaksie vat jou en my na 'n plek toe, waar ons daai interaksie word vir mense om ons. Ons diepste wonde word genees deur die Heilige Gees en dit word die plekke waaruit lewende water vloei na 'n gebroke wêreld. Terwyl jy jou oë sluit vir 'n oomblik, wil ek hê jy moet saam met my hierdie prentjie sien. 'n Plaasboer se plaas is besig om onder te gaan. Inteendeel, op die Vrydag loop hy op sy plaas rond, deur die geraamtes van sy skape, deur die geraamtes van sy mielieoes wat verbrand het, daar's niks oor nie. En maandag gaan die bank kom en die balje gaan kom en al sy implemente opskryf om te kyk of hy die skuld kan terugbetaal as hulle 'n veiling hou. Hy het alles verloor. En in sy negativiteit loop hy daar op die lande rond en hy skree en hy vloek en hy beklei met die Here. En terwyl dit gebeur, wil ek ook vir jou sê, daar's niks fout om soms met die Here te beklei nie.
om soms jou frustrasie aan uiting te gee nie. Jy kan die psalms gaan lees. Dawid het goeie gesprekke met die Here gehad. Maar hy het altyd teruggedraai na die waarheid toe. So ek en jy moet iewers kies om in daai journey, in daai beklei met die Here, dan weer die waarheid te sê ook. En terwyl hy besig is, tel hy so, dis amper soos 'n dropperpaal. Maar hy het meer sterk punte, dis 'n swaar ding. En hy vat daai ding en hy gooi hom tussen niks en nêrens daar op sy plaas. En hy val op sy knieë neer en hy klaar geskree en gesê wat hy wou. En julle weet waarvan ek praat vanaand, wanneer jy daai versigtiging het in jou hart, waar jy nie eens meer woorde kan uiter nie. Jy huil net. Jy weet eintlik nie hoekom jy huil nie, want jy kom aan die einde van jouself. En hy huil homself uit. En hy's verslae, hy's moedeloos. Hy moet sy vrou en sy kinders in die oë kyk. En terwyl hy opstaan, sien hy waar hy daai ding gegooi het, 'n nat kol. En hy dink by homself, ek het dit nou regtig verloor. En hy stap soontoe, terwyl hy trane en goed afvee. En hierdie ding wat hy gegooi het, het in die grond ingegaan. En toe hy hom uittrek, hy sien die klamgeit op die grond. Toe hy hom uittrek, toe borrel daar 'n stroom water. Nou ek wil jou konteks gee. Hy het al 24 kontrakteurs uitgehaal om die plaas om water aan te wys en boorgate te boor. En hy is vir hom gesê, hier's geen water op hierdie plaas nie, niks. Hy gooi daai ding so diep in die water, so diep in die grond. En daar's 'n onstuitbare bron. En hy hardloop vanaf huis toe. En hy bel 'n ou en die ou kom uit en die ou kom toets en hy sê vir hom, luister, hierdie is genoeg water, nie net vir jou nie, maar vir die hele distrik. Hy sê vir hom, maar waar kom hierdie water vandaan? Hy sê vir hom, ek het hier gesit, ek het geheilig hierdie ding gegooi. Hy sê, maar is nie moontlik nie. Ek was al hoeveel keer op jou plaas om vir jou water aan te wys. Hier is nie water nie. En hy gaan terug bank toe en hy sê vir hulle, ek het water gekry, gee my 'n kans. En hulle gee hom 'n kans. En binne 'n jaar betaal hy al sy skuld terug. En hier is die wonderlike ding. Hy lê pype aan na die plase, die buurplase en die hele distrik word 'n groen hawe, 'n oase in 'n dor leë plek. Christus bemagtig jou en my om in droogheid, in plekke van wanhoop, pype te lê, sy gees in jou en my, en hoop en lewe te bring. En ek wil vanaand vir jou bid, dat jy vanaand die erns van die Here se hart sal hoor. Eerstens as jy dors het, kom sit by my en drink. Maar saam met die drink, nie so versadig te word vir jouself nie, maar hierdie te gebruik, om die hele distrik, die hele omgewing, se dors te lê. Here, ons hoor vanaand die erns van die hart. Ons hoor die wonderlikheid van die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En die Heilige Gees is nie net vir ons gegee sodat ons kan goed voel oor onsself nie. Die Heilige Gees is nie net vir ons gegee laat ons hoendervleis kan kry en sekere werke kan sien van hom nie. Nee, hy is aan ons gegee om eerstens ons dors te les. Hierdie beeld van water wat versadig. Maar wanneer 'n beker vol is en jy bly water in hom gooi, begin hy oorloop en daai stroom begin vloei. Ons lewe word hierdie beker wat vol is, sodat die water kan uitvloei. En oral waar hierdie water vloei, lewe en herstel kan bring. Mag ons vanaand hierdie roeping, hierdie kwalifikasie, hierdie mandaat opneem, sodat ons deur U versadig word, sodat ons ander mense kan help om versadig te word. En die teken van die stroom wat deur ons lewe vloei, is oral waar ons is, ons werk, ons ontspanning, ons sport, ons families, plekke van groei sal word. Plekke van versadiging sal word. Mag ons eerlik met onsself wees, mag ons omgewings meet,
En mag ons omgewings beter wees, omdat ons daar is. En ek eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen.